Dis 'n wonderlike voorreg om die volgende gedagte met elkeen te deel. Ons almal ken 3-in-1 shampoo. Dit is 'n kombinasie van shampoo, kondisionering en lyfseep, alles in een houer. Daar is 6 sleutelvoordele van 3-in-1 shampoo, naamlik tydbesparend. Dit help met 'n vinniger bad of stort roetine, deur 3 stappe in een produk te kombineer. Gerief. Dit vergemaklik die rondstaan of dra van baie verskeie bottels, wat dit ideaal maak vir reis, gimnasium, sakke of klein spasies in die badkamer. Eenvoud. Dit skep 'n meer reguit en vereenvoudigde versorgingsroetine, aangesien jy net een produk vir jou hare en jou liggaam nodig het. Veelsidigheid. Hierdie produk word dikwels gemaak om geskik te wees vir 'n wye reeks hare en velsoorte. Reinig. Die produk was die dag se stof en olies van jou hare en liggaam af. Versorging. Dit bevat versorgingsmiddels wat help om hare te ontwarm, of soos die Engelse woord detangle, en dit help ook om ons hare te versag. Nou mag ek dalk vra, wat het dit met Christendom of met kinders van God uit te maak? Ons as kinders van God het ook vir ons geestelike lewe 'n 3-in-1 shampoo nodig, naamlik die 3-eenheid, God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees. Ons kan dus die 6 sleutels ook in ons geestelike lewe toepas. Tydbesparend. Ons tyd is nie God se tyd nie. Hy sal op sy tyd ons omstandighede en gebeure verander. Ons moet net aanhou glo en vertrou op hom. Ons lees in Psalm 31 vers 16. My tyd is in u hande. Red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. Selfs wanneer ons nie die waarom verstaan nie, kan ons vertrou dat God in beheer is van ons lewe. Van ons lewe begin het tot ons lewe eindig. En net so is hy daar in ons tye van swaar kry, van seer kry. In die gedeelte sê Dawid die psalmdigter, red my uit die hand van my vyande en vervolgers. Dit beteken dalk nie altyd fisiese vyande en vervolgers nie, maar ook ons omstandighede, ons situasies, dinge wat ons vreugde steel en wat ons lam lê. As ons alles in God se hande los, al ons bekommernisse, ons seer, ons swaar kry, sal ons soveel tyd spaar wat ons eerder aan God en sy woord kan spandeer, om so dus ons verhouding met God sterker en dieper te maak. Gerief. God wil net die beste vir ons hê, maar ons word nie gevrywaar van ongerief, seer kry, swaar kry nie. Eenvoud. Ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 12. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Ons moet saam met God, Jesus en die Heilige Gees deel word van die een liggaam. Veelsidigheid. Soog jou God aan ons talente en gawes. Daar is baie talente en gawes, naamlik die gawe van profesie, die gawe van bediening, onderrig, bemoediging, barmhartigheid, genesing, praat van tale, net om maar 'n paar te kan noem. Die wonderlikste is dat God nie een gawe of talent belangriker ag as 'n ander een nie,
want vir God is elke gawe ewe belangrik. En elke keer wat ons gawe of talent uitleef, is dit nog 'n steen wat gelê word in die koninkryk van God. Elkeen van ons het 'n gawe van God gekry. Dalk weet jy wat jou gawe of talent is, dalk nie. As jy weet wat jou gawe of talent is dit belangrik om elke dag vir God en die Heilige Gees te vra om jou te lei, om elke dag jou gawe uit te leef. Want dit is baie belangrik om nie ons gawes of talente wat God ons gegee het onder 'n maatemmer weg te steek nie. Indien jy nie weet wat jou gawe of talent is nie, bid tot God en vra hom om jou te wys wat jou gawe en jou talent is en om jou ook te help om dit daagliks te kan gebruik en uit te leef. Reinig. In Johannes 1 vers 9 lees ons, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wat beteken dit om te bely? Om iets te bely beteken om met God saam te stem, om te erken dat ons sondaars is wat sy genade nodig het. As 'n sondaar sy of haar spesifieke sonde aan God bely, sal hy wat God is, hom of haar van al ongeregtigheid reinig. Vergifnis en reiniging is gewaarborg, want God kom altyd sy belofte na. Daardie beloftes is geldig, omdat God regverdig is. God kan ons vergewe, danksy Jesus sy seun se offer, wat volmaak is en vryspreek. Maar God vra ons ook, om te probeer om nie weer hy self te sondes te oortree nie. Versorging. God sal altyd vir ons sorg. As ons lees in Matteus 6 vers 26 tot 32, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel 1 el by sy lente voeg? En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. God, Jesus en die Heilige Gees sal altyd vir ons sorg. Ons moet dit net toelaat en nie dinge in ons eie hande probeer uitsorteer nie. Ja, daar is moeilike situasies en omstandighede en soms voel dit vir ons of ons besig is om te verdrink en dat daar nie uitkomkans is nie. Of God antwoord nie vinnig genoeg nie. Maar God doen. Ons moet net 'n kans gee. Ons moet net stil staan en stil word en rustig wees. Dan sal ons die werke kan sien. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. En die grootste dankbaarheid is om deur God gekies te word om hom te dien. Net soos wat shampoo en conditioner eers 'n bietjie op 'n mens se kop moet bly, om mooi in die kopvel in te trek en om die hare te voed en skoon te maak. Dit moet in die kop gevry word, in die hare ingewerk word, voor dit afgespoel word.
En as 'n mens die proses aanjaag, kry mens nie regte resultate nie. Net so moet ons God, Jesus en die Heilige Gees toelaat om ons in ons lewende omstandighede te werk. Die drie-enige God moet op hulle tyd die antwoord gee. As ons as mense dit in ons eie hande gaan neem, dan gaan ons dalk nie die resultaat kry waarna ons verlang nie. Amen.